die McLaren motors. Ek het dit regtig geensins verwag nie. Kom ons wees nou net eerlik, ons almal het gedink hier is 'n Ferrari naweek. Jy weet wanneer dit by baie downforce, Dis hom. corners kom en goeters dan doen hulle goed. Dit is waarvan die race engineers is afhanklik van daai input in 'n mate op die Carlos skerm. het dit raak gesien. Jy weet 9 keer op pole position Ja. begin, hy het hom al 8 keer gewen. En hoe kan jy aanpas by die race en wat voor jou lê? Jy gaan nie elke naweek 'n goeie naweek hê. Nee. Goeienaand al die 5 ligte kykers, Callie. Ja. Lekker om hier te sit saam met jou. Ja, altyd weer lekker, né? En ek dink ons watch along of saam. Ja, hoe het dit toe gegaan? Ek wou Ons vanmiddag saam kyk. kyk, het ek nog nie gekyk nie. Ja, ons het so 70 mense wat na kyk ingeskakel het. Okay. Maar ja, ek dink dit was nou ons eerste run, so dit sal definitief beter gedoen volgende keer. Ek wou nou dieselfde gesê het. Ek gaan nou sien dat ons nou 'n somerbreek het. Gaan ek so 'n bietjie huiswerk doen en dat ons dit dan volgende keer 'n bietjie op 'n beter skaal kan doen. Ja. Daar's so 'n bietjie meer tegniese goedjies op die skermpie gaan wees en nie ons twee se gesigte nie. Ja. Laat die mense hom kan sien, want daar is tye wat 'n mens nie altyd noodwendig iets het om te sê nie, maar dat daar 100%. iets op skerm is wat daar 'n bietjie meer aandag trek en 100%. ja, so nee, ek is besig om my huiswerk. Ek gaan nou my huiswerkie mooi doen sodat ons net beter kan raak hiermee. Ja, en ons gaan kyk om na ander platforms toe ook te Ja. stream, so Terwyl ons nou actually hiervan praat, kan die mense sommer kommentaar lewer vir ons 'n bietjie. Gee vir ons raad. Wat sê julle graag op dit wil sien? Hoe wil julle sien dit ons moet dit benader? Dit sou nogal lekker wees om actually van die moet ons 'n bietjie spesiale episodes doen oor die verlede. Moet ons 'n spesifieke reis vat. Moet ons jy weet, ek vat byvoorbeeld die 2006 seisoen tussen Schumacher en Alonso. dit was 'n mooi, Of die 1998 seisoen tussen Häkkinen en Schumacher, of die 2000 seisoen tussen Häkkinen en waar Michael Schumacher sy 3de wêreldkampioenskap en sy eerste vir Ferrari geneem het. Want ek kan julle van Australië tot Suzuka toe vat in detail. Lank besig hou. Ek gaan lank besig hou en ons kan van elke reis 'n episode maak en dit kan bonus episodes raak. So Ja. Dit wil sien asseblief. Praat met ons. Ons sal graag dit wil doen. Ja, nee, maar absoluut. Callie, Kom ons gesels. dit was die Hungarian Grand Prix die naweek en ons het nou sit en saam kyk en ons wil net dankie sê. Martin van Rensburg sou ons gejoin het vanaand van Martin Talks F1. Ja, ongelukkig. Maar, hy is ongelukkig vasgevang met werk, so hy gaan ons vir 'n volgende keer join. Maar Callie, kom ons praat eerstens oor die turnaround van die McLaren motors. Wow. Kan ek net sê, dit was vir my 'n ongelooflike ene om te sien. Ek het dit regtig geensins verwag nie. Obviously, ek weet hulle het verlede naweek, die vorige naweek het hulle Lando se kar opgegradeer. Blykbaar het ek gehoor Oscar se kar was nog steeds nie hierdie naweek opgegradeer nie. Ja, maar hy het nog nie die volledige pakket wat Lando gekry het nie. Maar in elk geval ongeag wat dit aanbetref, nog steeds die pace wat die McLarens gehad het die naweek was regtig opmerklik. Hulle was 'n kompeterende kar. Buite nou as ons net kyk na die eerste oefenrondes, daai eerste 3 oefenrondes wat hulle gehad het. Hier het skielik die McLarens daar in die voorste gestoeltes gesien jaag en dit was nogal soos amper boys, waar kom julle nou vandaan? Want ek het dit nie verwag sien nie. Inteendeel, ek verbeel my ek het nog in die vorige episode het ek genoem dat ek weet nie of ons die McLarens in Hungary regtig daar gaan sien nie. Hulle is daar, maar hulle is nog nie daar nie. As jy hoor wat ek sê, jy weet dit is so dit was regtig lekker geweest om die McLarens te sien. Kyk wat vir my baie duidelik was oor hierdie was kom ons wees nou net eerlik, ons almal het gedink hierdie is 'n Ferrari naweek. Dit het so gelyk. Ferrari het uit die wegspring Ja, vinnig gelyk. Hulle het meeste van die practice sessions getop. En hier kom McLaren by. Ons het geweet hulle is daar. Ja. En ek dink ons het selfs die voorspelling gemaak dat
jy weet McLaren gaan wel 'n faktor wees in Korrek. hierdie Grand Prix wat kom, of in Hungary. Ja. Wat is dit gesien, jy weet wanneer dit by high downforce, Dis hom? corners kom en goeters dan doen hulle goed. Absoluut. Maar ek dink hierdie naweek het McLaren so goed die MCL 40 ingetune met die nuwe Mercedes engine op Norris. I mean even Oscar se kar het regtig goed gedoen. Absoluut. So die feit dat hulle so naby was, was regtig briljant geweest en is lekker om McLaren weer daar te sien. Stem. Maar saam met McLaren kom daar nie kontroversiële oomblikke nie. Dis hartseer. Maar ek moet ook sê, saam met die kontroversiële oomblikke was ook 'n bietjie teenspoed vir Oscar. Praat eens bietjie daardeur, Kali. Ja. Weet jy, Oscar dink ek dink hy is vir my een van die ongelukkigste bestuurders. Kom ons begin by sy wegspring. Wat lak aanbetref. Weet nee, ek wil vroeër gaan. Hy het in Q3. Ja, is in die quali nog. Het hy ingekom met wat was dit 20 sekondes? Ekskuus. 20 sekondes oor. Loos het net mooi provisional pole gevat. Oscar kom agter hom in. Loos, ek weet nie waar hy gekyk het nie. Ja. Die hele wêreld vol behalwe waar hy moes kyk. En hy blok vir Oscar. So Oscar het klaar daar ek wil amper sê nie wil sê terugslag nie, maar hy's gepenaliseer. So sarcastiese thumbs up gegee. Ja, hy het nogal. Dit was nogal 'n interessante ene om 'n bietjie emosie van Oscar se kant af te sien. Dit was goed. Ja, nee, ek bedoel dit glad nie op 'n slegte manier. Dit was nogal wow, jy kan actually iets wys. Nee. En toe kom ons by die amptelike race Sondag en hy spring weg met wow. Kyk, ja, hy daai McLaren laat klein lyk. Nee, Hy's verby. Mode, Verstaan jy? Hy's verby almal, Charles en Lando en hy vat daai eerste posisie en hy het gelyk asof luister ouens, jy gaan nie sommer net verby my kom nie. Hy het hulle laat werk en sweet. En langs storie kort, hulle het hom eerste gepit. Hy kom in weer obviously moes nou 'n bietjie later uit met die veld. En toe hulle die agterouens begin opvang, toe vang hy vir Carlos en wat 'n kontroversie was daai nie vir my nie. Dit was 'n baie snaakse oomblik, maar jy het op daai stadium toe ons saam gekyk het jy iets opgetel op die timing screen. Op die timing screen met multiwewer het ek baie interessant opgetel dat eintlik heel reis. Ek het op 'n stadium vroeg in terwyl ons begin het. Aanvanklik het ek gedink, o hel, ek is besig om hier iets nou verkeerd te doen. Ja. Want ons kaart met die ek wil amper sê GPS trackers wat in goede, hy's dood. Ek tog hoogats. Okay. Wat se skerm het ek nou hier wat ek eintlik veronderstel en toe onthou ek, dis dit wat ek daar moet hê. Maak die skerm toe, maak hom oop, ek het hom 3-4 keer toegemaak en oopgemaak en ons niks. Ek tog, okay, wag, iewers het ek nou iets. Ons is live. Ek gaan nie nou te veel karring nie. Net nou druk ek iewers per ongeluk iets en ons mors ek ons live op. Maar op die ou end toe kom ek agter, wag, toe kom eers skielik toe pop die ding weer op en ek kon agterkom waar hy altyd baie mooi egalig loop saam met die motor waar hy op die baan fisies geposisioneer is, het hy hierdie ronde gespring. So hy sal daar so sit en dan sit eweskielik en dis nie 'n haak nie. Dis 'n enorme spring op die baan self. So jy kon nie agterkom presies op daai gedeelte waar so die tegnologie was hy het goed gehakkel. Daarso. Ja. En dit was my interessant. En ek het iewers ter op die kommentaar net so vinnig opgetel, ja, maar daar is iewers ter iets en dit was toevallig in daai oomblik. So met die gevolg is obviously
dit is waarvan die reisingenieurs is afhanklik van daai input in 'n mate, want hulle moet ook kan trek hou, sodat hulle kan weet, luister hierso, 'n Carlos se ingenieur, om vir hom te sê, luister chom, Oscar is agter jou, wees net versigtig, hy is besig om jou te lap. Maar tog, hierdie blou vlaag gewaai vir Carlos. Nou maar dit is waar die volgende punt vir my inkom. So ja, ek kan hom op daai manier kan ek weer vergewe. Vat hom 'n stapie terug. Daar's 'n ander konsep, en dit is, die tegnologie was nog nie alle jare daar nie. Ja. Ons kyk vir jare al Formule 1, en blou vlaag, okay, hulle het nou al blou skermpies, of skermpies wat vir die blou vlag wys, of watter vlag hulle ook al noodwendig wil. En is op jou stuurwiel. En is op jou stuurwiel. En daai goed was aan. Ek het 'n baie mooi foto gesien hiervan, wat ek vir ons sal opsit. Waar Oscar agter net voor daai draai waar hulle mekaar gekoen het. Voor daai draai. Draai 1, draai 2, ja. Sit die blou skerm reeds met die blou vlag. Baie duidelik op die skerm. Carlos moes dit raak gesien het. Hy moes geweet het daar's daar. Ja, ek weet hy en ek weet nie, hulle sê nou of Oscar sê is Fernando. Maar ek gaan nou daaroor iets graag sê. Maar hulle twee was in 'n fight vir 'n posisie. Maar die punt is, as hulle twee mekaar bly, beteken dit nie hulle kan 'n ou wat jou gaan lap blok nie. Dan moet hulle eers wag dat die ou kan verbykom, sodat hulle die lap kan of verder mekaar vir posisies kan fight. Ja. En dis wat nie gebeur het nie. Hulle het bly fight, en wat interessant was, Oscar het om die draai gekom, hy het hom baie mooi skerp gevat, en Carlos het wyd gegaan, en van wyd af, is ingekom. asof hy, ek weet nie of hy ewe skielik 'n ander steek beleef het, of 'n snap gehad het, Ja, hy net maar dit lyk nie, maar dit lyk vir my of hy terugkom met Racing Line toe. Dis reg, ja. Moet nou net sê. En met die proses wat hy teruggekom met Racing Line toe, is dit, hy verseker nie sy speeltjie gebruik en gekyk waar is Oscar nie. Presies. Ja? So obviously Carlos het 'n 5 sekonde penalty gekry. Ja, hy het 5 sekondes En gekry. eventually het Oscar die pace gehad het om voor Lando te bly. Want kyk, dit was op 'n kritieke stadium. Dit was op 'n kritieke stadium. Sy kuipestop uitgekom het. Dit was, en hy was op daai stadium besig om vir Oscar te jaag. Ja, hy was, vir Oscar was vir Norris besig om te jaag. Ja, hy was obviously agter hom, maar Norris moes nog pit. So daar's 'n tydspeling waar binne hy moes gehou het. En dit was vir my baie interessant, want dit was tog vir my na die insident asof Oscar 'n bietjie pace verloor het. Ja. Of dit sielkundig is, en of dit werklik 'n issue met die kar op daai stadium was, dis uit vir 'n oop vraag daai ene. Of vir 'n oop debat. Ek gaan nie my neus daar aansteek nie, maar dit was prominent geweest. Na die insident toe het Oscar nie meer die pace nie. Obviously hy het die tyd aspek verloor. Ja. Oscar was baie emosioneel vir die eerste keer daaroor. Hy het ongelooflik baie te sê gehad oor Carlos. Bly is oor, né? Dit was 'n interessante sy van ons om te ontmoet van Oscar, want vir die eerste keer. Ek bedoel, ons het dit verlede jaar 'n keer of wat gesien. Hierdie jaar toe en nou toe dit actually gebeur, toe sien ons 'n sy van Oscar wat ons nog nooit van tevore gesien het. Ja. En ek het dit actually geniet. Dit was lekker om te sien. Weet jy wat? Ons het jou nog altyd gesien in 'n mate ook aggressief bestuur. Was jy nog nooit? Hy het altyd kalm op. Hy was kalm en gebly. wel so kalm soos wat jy kan, maar oor die radio, jy weet nooit wat hy dink of hoe hy voel of daai goed. En ewe skielik het hy uitgekom en gesê. En dit was eintlik vir my 'n lekker deel geweest om te actually te hoor. Weet jy wat? Jy het 'n mond. Fantasties. Maak hom oop. Ja. Nou goed. Ja, dit was teen Carlos. Carlos, ja, hy het 'n fout gemaak. Hy kom ons wees eerlik. 5 sekonde penalty kon dalk meer gewees het. Ek sê Stewartie. Ja. Ek gaan nie aan daai ingaan nie, maar ongeag ek is nie seker of dit Oscar se reis gekos het nie, en of dit 'n sielkundige ding of 'n emosie oorhand gevat het en hy pace as gevolg daarvan verloor het nie, en of dit die kontak was wat iets veroorsaak het nie. Lang van die kort is, 'n paar laps later, hy het 'n curb geslaan en volgens die ingenieurs, op daai oomblik het hulle Fernando gewaarsku na 'n lap of 2 na dit, te Fernando gewaarsku om te sê bly af van daai curbs af, want die curbs se vibrasie
het gemaak dat Oscar se radkas op die eind ingegee het. Mhm. En hy kon nie die reis klaarmaak nie. Mhm. Oscar kon verseker ten minste op die podium gewees het, Ja, dink ek hierdie naweek, Ek dink as hy dit nie vir daai radkas om nie. tweede uit 'n 1-2 McLaren Ek- te maak. Ja, ek wou amper vir jou so ver gegaan het om te sê as die Carlos se scenario nie gespeel het nie, was haar kans vir eerste plek. Ja. Ek dink die scenario sou baie interessant gewees het. Ons sou enorme interessante papaai reels sien uitkom het, want ek dink hy het klaar so 'n bietjie sy kop gewys die naweek met kom die pit strategie en daai goed gaan ons nie Lando wat weer sy mond begin oopmaak het, maar hy voel hy's vinniger en which is fair. Hy was actually tegnies, hy het die beter pakket op daai stadium op die kar. Maar so dinge het so half begin kop uitsteek sonder om baie hard sy name te noem. En goed, so dit sou baie interessant gewees het as dit nie gebeur het nie, hoe dit sou uitspeel. Ek dink hy sou ten minste level getrek het langs Norris uit die pitstops uit. Ek dink as ons nou net oorslaan na Lando toe. Ek dink ek moet krediet gee vir O, ja. Lando. Ek dink jy weet obviously ons maar vir Lando baie stiek gegee of nou Aries. Jy weet, maar ek dink Lando het heel naweek briljant gery. Hy het baie goed gery. Ja, ek gaan nie dit van Lando af wegvat nie. En ek dink hy het regtig die beste gemaak en geoptimaliseer wat hy gekry het. Absoluut. En die opgradering van die McLaren obviously werk baie goed. Ja. En en ja, op die einde van die dag Kali hy het Paul gevat. Onverwags. Ek bedoel ons almal het gedink Lewis Hamilton gaan dit vat en of Charles en hier kom Charles en 'n paar van die ouens nou om en vragtig. En hulle kry nie die pace nie. Niemand kry die pace om te afdek en hier kom Norris op sy laaste lap. Ja. En daar slat hy was amper in die gevaar om nie die lap te begin nie. Ja. Maar hy het en hy slaat Paul. Jy weet, so ek dink oor die algemeen wat 'n great naweek vir ek dink nommer 1 vir Formule 1. Ja, ek dink ons het 'n goeie naweek gesien, ja. Naweek vir McLaren. Ek dink ons het ek sê altyd maak nie saak wie world champion is nie. Al is jy die volgende jaar in 'n kar wat dalk nie so goed perform soos die vorige jaar nie. Ja. Is dit belangrik dat daai world champion kan wys dat ewen in 'n motor wat jy nie goed doen nie, kan jy 'n podium score, kan jy 'n pole kry, kan jy 'n wen kry, ja. Score en kan die span die kar weer terugbring op 'n plek waar hy competitive is. Hy. En ek dink dit was vir my nogal baie 'n baie groot sleutel vir die McLaren gewees die naweek. So alle krediet aan Lando. Ek dink ek stem. Hy verdien die wen. Ja, ek wil niks wegvat van Lando nie. Hy het sy kar op die regte posisies gesit. Absoluut. Hy het regtig en weet jy wat was my so verbaasend is daai McLaren het sy bande so mooi hanteer. Ja. En hulle het altyd seker gemaak dat beide Oscar en Lando ten minste skoon lug het. Dis net hulle kon dit. Dit is nou net 'n ou hungry of 'n Hungaroring se plaag, net soos Monaco is trek. Ja. Alle traffic gaan iemand gaan jou impede en iewers impede en dit is omdat die baan vloeiend is. Dis nou. Ja. En daar is nie baie verbygaan plekke behalwe daar nie. En is nie maklik om verby te gaan nie. Glad nie. En ons dis 'n moeilike baan eintlik. En ons het vir die eerste keer weer gesien en ek en jy het gepraat daaroor en is dat in die ou dae en die 14 dae wat ons nou maar gekyk het, jy weet, gerille en Yes. En weet ek kan onthou in 1998 en 1997 ons by Hungary gekom het. Dan sien nou jy sien so op 10 die reis, want nommer 1 waar ek gebly het in Jeffreys Bay is dit toevallig elke liewe blerrie jaar dat hulle krag afsit vir die Sondag, want hulle is besig om maintenance te doen op die krag. So wat doen ons? Ons vat my stiefpa se karbattery, ons kop hom op en ons sit en kyk Formule 1 met 'n bunny aerial. En die res van die naweek kon hy nie ry nie. En of week. En dit en jy doen sleg in jou eksamen. Ja, bygesien.
als die moeite werd. Verstaan jy? Verseker, jy mis dit vir niks. Ons het hierdie naweek weer daai Hungaroring gesien wat Absoluut. stowwerig was. Ja. Die wind het 'n groot rol gespeel. Absoluut. En ek dink Hy het hulle goed ek dink nie gepeper. as 'n kyker en as 'n Formule 1 fan besef vir ou as weersomstandighede soos wind verander. Want onthou, as jy 'n wat ons sê 'n tailwind het wat van agteraf kom, Dis reg? dan het jy onstabiliteit by underbraking want jou kar is opgeset om teen die wind te gaan, maar nou kom die wind saam met jou. So jy word so al vorentoe gedruk. Ja. So jy kan baie vinnig 'n corner overshoot Yes. en wyd hardloop. Ja. As gevolg daarvan. Yes, ja. As die wind dwars kom, Dan het jy 'n ander nuwe moeilikheid. dan moet jy begin werk met jou brake balance. Want dan begin jou kar so maak en jy kan ook 'n fout maak. Skaatsbaan. Ja. So weer eens die baan is ook op so tipe uitleg dat jy kan nie jy moet jou brake balance heeltyd stel en jy moet kyk oor hoe kom die wind oor, want die wind tref jou op verskillende angles. Dit is 'n groot effek op jou kar, ja. Op verskillende plekke van die baan. Ek meen as jy vat nou draai 1, 2, 3, draai 4 Ja, wat jy die vinnige left-hander. dis hom. Ja. Ons het ewen in die reis gesien waar Lando amper totsiens gesê het vir sy vloer en en daai tande Was hom daarby. jy weet dit is die goed wat suspension en gearboxes breek. Ek vra vir iemand net in Silverstone. So Jy sê nou dit oor die wind en daai goed. Ek het dit altyd om 'n maklike prentjie in iemand se kop te probeer vorm. Jy weet, die motors is aerodinamies opgestel, ontwerp dat die lugvloei moet bo oor die kar kom. nou ja. Nou ja. Veral nou. So met daai effek van aerodinamika wat bo oor daai kar vloei en die wind wat ewe skielik nou of hy nou van agter of van die kant af kom, nou breek hy daai vloei van aerodinamika kan wat oorkom. So met ander woorde, dit wat die motor eintlik veronderstel is om stabiel te maak, is hy daar om stabiel te maak en ewe skielik het jy 'n chaotiese kar wat jou en dit is nie is nie op elke liewe draai nie. Dis soos jy ons nou sê, jy weet, dis op sekere plekke op die baan. Ja. En dit toets nogal 'n ou se bestuurvernuf. So jy haal eintlik 'n ou wat jy kan eintlik regtig hierop gaan om te kyk na en te kan sit en wonder en na watter ou het werklik waar daai bestuur vernuf en hy's nie afhanklik van die kar nie. Hy kan scenario's vat en iets mee doen. Nou wil ek net vinnig iets aanraak vir ons. Ek wil graag oor Red Bull en Max Ja. praat vandag en dan oor die flop van Ferrari. Maar ek het vir jou gesê ewen in ons live watch along. Ja. Hierdie is vir my nou presies die tipe omstandighede hoekom ek dink Oscar het 'n nuwe omgewing nodig. Weet ongeag van ek laat my nie vertel dat McLaren het nie die resources of die vermoë om beide karre op te gradeer. Dit was my snaaks. Hoekom kon hulle nie die part regkry vir Hongarye? Hulle het dit al in Austria opgesit. Ja. Weet jy sê dit was nogal iets wat ook al in my agterkop gesit en ek het die vrae ook vir myself gevra, weet jy? Want ek verstaan as jy een kar Silverstone. Ja, ek verstaan as jy een kar opgradeer, jy wil toets, kyk hy, werk hy, vat hy, hoe reageer die motor? Verstaan dit 100%. Maar die naweek daarna, as hy gewerk het, dan doen jy jou tweede kar. Want jy sal verstaan. Dan praat jy hulle gelyk. Want jy's besig en dit is dit België. Hulle het genoeg data al op Silverstone gehad om te sê maar dit werk. Korrek, kan ons België vat, nou laat jy praat daarvan. Daar Lindblad in die Racing Bulls het die upgrade gehad vir Racing Bulls en Lawson het nie. Nou okay, ons het gesien wat 'n fenominale race Lindblad gehad het. Obviously het dit goed gewerk. Toe ons nou in Hongarye kom,
daar werk jy, toe's al twee karre opgegradeer. Presies. So my vraag was, ek was baie verbaas toe ek later, en ek het dit actually eers heel wat later in die naweek gehoor, maar Oscar se kar is nie opgegradeer nie. So ek van, maar hoe werk dit? Julle het dan nou agtergekom, die opgradering het gewerk, Lando het 'n baie goeie naweek in Spa gehad, en nou eers skielik los julle Oscar se kar. So, Dit maak nie sin nie, nee. dit maak glad nie sin nie. So ja, weet jy, Eddie, ek is besig om baie ernstig saam met jou op daai bootjie te klim. Ek dink Oscar sit, ek dink in 'n sekere mate in 'n bitter omstandighede. So, Dis jammer om dit te los sê. ons met die vraag vir ons kykers. Hier's 'n vraag wat julle vir ons gaan antwoord. Waar gaan Oscar? Dit sal 'n interessante ding wees. Dan wil ek aanbeweeg na die ongelooflike, voortreffelike trappa van versterking, vergelyking. My maat. Double overtake op Limblad en Hamilton. Ek wil net sê, Hamilton se was. Hy het die heel naweek, ek meen hy het die Red Bull gespin op die laaste een Ja. van die op die laaste corner van Quali. Ja. Dit het weer eens kontroversieel. Jene. Kimi Antonelli vir 'n slag is om 'n draai, maar hierdie keer is hy nie eers in die freaking in die lyn nie. En dis 'n baie stadiger draai as by Austria. Ja. Sy tweede laaste draai. Ja. En hy keer af en hy word 'n 5-second penalty gegee, Ja. maar Russell kom skotvry. Anyway, ons het nou al genoeg daaroor gepraat. Ons weet die stewards Jy kan nie bargain op hulle nie. Ek meen hulle is so Brits, hulle is teen Lewis. Verstaan jy? Ja. Maar in elk geval, die punt is net ek dink Max het maksimum gedoen die naweek. Ek is bly om te sien Red Bull hierdie Evo rotisserie wing. En weet jy, ek weet ons het nou Ferrari die Macarena wing gehad. Ja, nou Red Bull het oorgekoppie. McLaren het dit die naweek by Free Practice 1 Ja, getoets. so wat noem ons McLaren sin? Verstaan jy wat se naam gee ons vir McLaren? Verstaan jy, want ons is in die Macarena, jy weet, of jy weet McFly. die McFlurry wing. McFlurry. Ons vir die McLaren gee. Sy, McFlurry. Daar kom dit nou. Sy. By Ronald McDonald daar. Ek like it. Ons sal nog werk aan 'n naam vir Verstappen se, né? Ja. Maar weer eens, wat 'n vertoning, hy was driver of the day. Hy het verdien. Hy het verdien. Daai stint met die bande Yes, my man. op hy softs het hy net pragtig hanteer. Absoluut. En ek bedoel Lewis en Charles hulle en almal kon net niks doen nie. Luister, en daai verbygang by Lewis. Ek wil net weet watter bestuurder heidaglik op die grid sou daai guts gehad het om die binnekant van Lewis op daai hoek Maar so te druk soos wat hy hom gedruk het. krediet aan Lewis. Ek dink die risiko daar was nie Lewis nie, die risiko was Lampard. Want Lampard is jonk, Ja, hy's instinktief en hy sê, "Wow, ek fight Lewis hier, ek wil van Lewis bygaan. Hier kom Max. Vries." En daai oomblik van Vries wat Lampard gehad het vir Max 'n gap gegee. het Max 'n gap gegee en Lewis was slim genoeg om te sien hy kom aan. Jy wil hom krediet gee wat dit ook aanbetref. Want Lewis Hy het sy lyn gehou. Want Lewis weet nou Max is ver agter hom in die championship. Lewis is die tweede. Ja. So laat die ou net gaan Ja, speel vir punte. absoluut. Verstaan? Dis 'n goeie game om te speel, ek moet sê. Dis Respek vir ou, dis ervaring, né? Kom ons wees eerlik, dis wat ervaring doen. Max doen deesdae dieselfde behalwe is dit baie close is. Dis waar, né? Ek weet. Ja. Maar yes, Max het net briljant Ja, gekry. absoluut. Ek dink takties het die besluite van Red Bull weer aan paar gekom. Ek dink Hadjar, hy was ook ongelukkig die naweek met Ja, hy het 'n paar ongelukkige gehad. paar oomblikke gehad. Ook self-inflicted, ook nie self-inflicted Ja. nie. Maar 'n goeie wedren op die einde van die dag gehad. En dan Ekskuus, gepraat van Hadjar. Ek het vinnig nou weet ek nie of dit nog rumors is en of dit werklik so is nie, maar ek het gehoor Mekkies het gesê dat Hadjar het homself bewys hy sy kontrak word verleng. So hy gaan beslis bly waar hy is. ek sal nie verbaas as jy Kali, want ek dink
Hy het hom goed gehandhaaf in daai Red Bull, né? Die né? laaste vanuit die Red Bull die opgradering Ja. hou Hadjar homself in binne 2 tenths, 3 tenths van Max. Ja? Ek dink daar was een Grand Prix waar hy half 'n second. O ja, okay, was. wat hy nou maar. Maar ek meen, Maar oor die algemeen doen hy doen regtig goed. hy doen regtig goed. Ja. Ek dink omdat Laura Metjies ook so half Frans is, Okay, nee, is Kan is hy- daar so 'n spesiale kan hy so 'n bietjie voorkeur kry. bietjie met Hadjar werk, jy weet. So ek dink dit was weer eens 'n goeie vertoning van Hadjar om Nee, ek stem, ja. om homself weer in te ry. Dan die groot anomalie van die naweek is Ferrari. Okay, maar Jom, ek het vir jou 'n vraagie. Vra my alles. Ek wil gou weet, Net hoe nie geld nie. nee, asseblief daai ene. Ek gaan ookie vir jou sê jy moet vir my vra nie want ek kan jou ook nie help nie. Hoe werk dit dat 'n span soos Ferrari fenominale pace het die hele naweek lank. En dan ek wil nie heeltemal sê eintlik op die einde van kwalie nie, want dit so amper op die einde van kwalie, maar daar was 'n paar swak besluite ook deur hulle self geneem om Lewis wat blok en so aan wat hulle posisie so 'n bietjie belemmer het. Maar dan kom jy in 'n reis en jy sit en wonder, ry julle vandag saam of is julle net op 'n Sunday cruise? Ja. So, kom ons sê vir Ferrari, is this the one that got away. Okay. En elke jaar het een span wat regtig 'n naweek. 'n naweek waar hulle they had the one that got away. Ek weet, ja. Dit is net sport, dis die natuur van sport. Ja. En die naweek het Ferrari uit die blokke uit so vinnig goed gedoen. Ons het almal geweet Ferrari het die downforce, hulle het die pakket en die opgraderings gemaak om dit te kan maak werk. Absoluut. Ek stem 100%. So Lewis en Charles was baie naby die heel naweek. Jy weet, Charles het ook nog nooit 'n regtig swak Grand Prix op Hungary gehad nie. Lewis weet ons dat die Grand Prix al jy weet 9 keer op pole position begin. Hy het hom al 8 keer gewen. Dit sou sy 10de pole position gewees het. Ja. En dit is goed op pad nou. Ons weet Lewis is goed op Hungary. En hy het weer die naweek gewys, maar ek dink baantemperature het verander, omstandighede het verander. Ja, Charles het nogal op 'n stadium baie prominent gepraat oor die wind wat verander het of wat anders waai of en weet jy wat, dit gaan oor 'n adaptation. Weet hoe kan jy aanpas? Hoe kan jy aanpas by die reis en wat voor jou lê? En ek dink Ferrari kon nie aanpas nie. Ek dink wat ek gesien het by McLaren en Red Bull, daar was verstellings bietjie aan die front wing. Ja. En Ferrari het niks te doen. So weer eens ook wat 'n ou kon sê, as jy gaan kyk het en dis waar ek weer 'n bietjie die strategie question rondom Ferrari hierdie ronde is jy kon nie offset sien tussen die pace van Antonelli op die einde en Verstappen. Antonelli was 'n baie varser bande, maar en ek dink Verstappen se bande was seker 11 of 12 laps of amper 20 laps ouer as Antonelli se bande. Ek hoor ja. Maar hy track position gehad wat Verstappen is. Ja. En Antonelli het dit op 'n punt toe om ingehaal op die harde band en dis te stop. En toe sy klaar. En ou sit en wonder net, jy weet, as Ferrari dalk op 'n medium tire geklim het en dalk dit deurgesien het. Ja, want weet ek geroep Aston wat op die medium geklim het. Presies. En dit het hulle 13 en 14 gegee. Korrek. En dit was Ferrari se sterkste band in naweek toevallig. So die vraag is, het hulle dalk nog nie meer mediums oorgehad nie? Nee, ek dink nie hulle het nie. Ek dink dit is dalk waar dis die groot ding. So, waar die ding op die eind gekrummel het. Ja, en so ek dink wat gebeur het op die ou dag is hulle het hulle self gekos die naweek. Ja. So okay, ten spyte daarvan, weet hulle het nie eens 'n podium geskor die naweek nie en weer eens
Ja. Lewis maak 'n baie kritieke fout op 'n baie kritieke oomblik en kry 'n 5-second penalty vir speeding en dit is op entry. Ja, ek wil nou net sê, dis reg in die begin. Maar weer eens, dis omdat hy homself in 'n posisie gevind het waar hy agter sy spanmaat is. Ja, en hy was Hy was besig om te redeneer oor hy het nie tyd gehad hiervoor nie, want hy was letterlik feitelik by die pits toe roep hulle hom in. So hy was so half ongelukkig, ouens, dis nie die strategie waarop ons is nie. Jy moet vir die bollard indraai. Yes. Dis anders kry jy penalty. Korrek. En hulle so hy het nie tyd gehad om te reageer nie. So hy moes net ingaan. So die punt is Kalla is dat ek dink oor die algemeen vir Ferrari was daar 'n verskeie faktore wat 'n rol gespeel het. Ons so 'n bietjie van 'n dip in hulle strategie gewees die naweek. En bandverbruik. Ek dink nie so erg vir Lewis nie. Ek dink vir Charles het regtig sy bande verniel. Ja. Jy weet, so Ja. kon glad nie bybly. Ons het dit nog al genoem. Ek dink jy het dit op 'n stadium uitgewys. Was daai regter voorband as ek reg onthou wat toe hulle onboard gewys het hoe hy die graining opgetel het op daai band. Ja. En dan obviously eers is hy weer in 'n linkerkant se, maar dit is die regterkantste band. Dis reg. Eers in 'n linkerkantste Draai. kan. Ja. Dan verskuif al jou gewig van die motor af op die regterkant. Ja. Soos ons sê dan maak hy die band weer skoon. Dis hom. Verstaan? Ja. So hy gebruik die grip wat daar is. Ja. So ek dink iets was net nie reg by Ferrari nie. Charles het gesê dit was 'n moeilike naweek alhoewel hulle vinnig was. So ek bedoel daai laaste sektor is Ferrari ongelooflik geweest. O ja, definitief. Maar ja, dis 'n naweek om te vergeet. Ek dink dis hoe Fred Vasseur enigstens Ferrari gepicture het in die somerbreek in te gaan nie. En dit is die probleem. Maar nou kom ons uit by Antonelli en Mercedes. Weer eens. Wat maak George? Hier's 'n vraag. Okay. Behalwe te sê wat maak George? Okay. Eerstens, Kimi Antonelli het 'n baie belangrike ding vir ons gesê aan die einde na die ren in die cool down room. Ja. Sê hy het die top van sy battery geslaan. Nou dis kripties. Wat hulle sê is jy moet nooit by die veg spring met hierdie nuwe motors. 'n Vol battery. Ja, want dit benadeel jou. Ja. Want hy gaan energie skerts en afgee en hy gaan jou swaar maak en hy gaan nie onmiddellik reageer soos wat jy moet nie. Ja. Okay? Want dan gaan hy gaan meer leen op jou ICE. Ja. Jy weet, so op die einde van die dag was dit 'n George fout geweest. Kimi aan die ander hand het homself in daai middelstint, maar 'n lang stint. Ja. En ek dink die virtual safety car het gehelp wat uitgekom het. Seker. Maar hy het die pace gehad om homself in 'n podiumplek te kry. En weet jy wat, dit is wat jou kampioenskappe laat wen is. Wanneer jy ek kan onthou byvoorbeeld in France 2003. Ja. Michelin het so groot advantage oor Bridgestone gehad. En ons kom op Manicourt en dis warm. Ja. Michael kwalifiseer, ek dink derde. McLaren het nou net hulle nuwe so 'n bietjie van 'n opgradering op hulle MP4 weet jy wat dit daai 17 daai tyd. Oh yes. Jy weet. En weet jy die Michelins was en die Williams is BMW's tussen Ralph en Montoya. Oh yes, ja. Briljant, en ek bedoel Ralph het daai reis so fantasties. Ek bedoel Montoya was goed man vir Ralph. Ja. In 'n liga. Maar Michael was op 'n stadium na die eerste pitstops toe verloor hy posisie agter Raikkonen en Coulthard. En toe Michael
met die tweede stel Bridgestones het hy sy pace opgetel, Ja. 'n bietjie van 'n korter stint gery. En toe by die tweede pitstops kom, is dit tipies Michael gewees. Hy daai vinnige in en out lap en 'n goeie pace gehad, terwyl die McLarens nog vir 'n pitstop inkom om te refuel en bande op te sit. En Michael het toe hulle beide gejump en derde gekom in daai Grand Prix. En dit was 'n Grand Prix waar McLaren moes derde kom daar. Kyk, dit was nie 'n kwessie dat Williams daai 1-2 verdien het daar. Maar Michael het dit gedoen. En dit is wat ek die naweek by Kimi Antonelli gesien het, is dat hy daai Mercedes in 'n posisie ingery waar daai Mercedes nie hoort nie. Ja, ek stem. Jy weet, hy het even in qualifying agter George gekwalifiseer. Ja, hy het. Nee? En ons gedink George en George het net ek weet nie, George was vir my net weer eens George het die wegspring gebotch. Ja, ons kan nou redeneer, is nie dalk heeltemal sy skuld nie. Maar nog steeds, jy sal verwag dat George die pace het. Verstaan jy, maar hy kon nie die pace gebruik vir Mercedes nie. Hy het nie pace gehad nie. Ja. En hy was nooit 'n rolspeler gewees. Ek het iewers 'n kommentaar gehoor en wat mense gesê het, maar hou vir George kritiseer. Gaan kyk daarso, hy was 15de en hy het hom opgery na 17de, na 7de toe. Was ek van, okay, ek hoor jou. Toe sê ek, maar dis waar die Mercedes ten minste hoort, eintlik nog verder vorentoe, maar hy is nie veronderstel om hier op hierdie 15de posisies rond te hang nie. So is my logies dat daai Mercedes, ek sou bekommerd gewees het as hy dit nie kon opry tot waar hy was nie. Dan was dit vir my, so vir my was die hele konsep gewees, ek weet nie, dit is vir my, is die oomblik besig om te groot te raak vir George? Is dit net die druk van 'n spanmaat? Die feit dat hy nie die kar, ek weet nie. As Kimi, die vraag is, Kimi is op die oomblik besig om, wanneer dit nie goed gaan oor 'n naweek nie, en wanneer die chips down is vir Mercedes. Monaco was 'n baie goeie voorbeeld. Toe wen Kimi Monaco. Ja. Hierdie naweek was die chips down vir Mercedes, skoor 'n podium. Ek verwag sulke goed van George, to be honest. Dit is wat jy van George moet verwag. Kimi leer nog. Ja. Hy is 19 en het nie die ervaring wat George het. So stem. Jy sou wag dat hy 'n paar foute maak, maar hy ry klinies skoon. Hy ry skoon, hy's op dit, hy ry wanneer hy moet ry en hy word so mooi gecoach deur Bono. Absoluut. En ek dink en dis soos jy nou gesê het, jy weet vir 'n ou wat 'n kampioenskap jaag of wil jaag. Is obviously, ons het dit net vroeër ook genoem, jy gaan nie elke naweek 'n goeie naweek hê. Nee, jy gaan nie. Ek bedoel, daar's nog net een bestuurder wat 'n jaar of 'n seisoen kon gehad het, soos Max 2023 gehad het, en dit is daai jaar. Ja. In al die jare se geskiedenis van Formule 1. So, dis 'n abnormaliteit. Jy gaan nie dit kry nie. So met ander woorde, as jy weet jy het 'n slegte naweek, dan moet jy jouself sê, kom ons sit terug en ons ry en ons vat wat ons kan kry. En dis vir my wat Kimi reg kry. Hy kan, as hy nie dalk nog meer vat as wat hy kan kry nie, en nie net dit wat veronderstel is om te kry nie. Hy vat eintlik meer as wat hy veronderstel is om te kry. Ja. Terwyl George is asof hy, ek weet nie, kom ons mou nou die kar en dis dit en is dat en is die dingetjie en daai dingetjie en daai dingetjie. Dis nooit sy skuld. Nee, ek kry nie die gevoel George is besig om sy deel te doen, om sy, ek wil amper sê, deel na die pakkie toe te bring en te sê, luister ouens, ek hoor, dis die goed wat fout is met die kar. Okay? Maar dis wat ek gaan doen. Kom ek ry en ek kyk vir ons waar ons op die beste moontlike posisie met wat ek het kan neersit. Dis wat 'n Max doen, dis wat Lewis ook maar doen. Jy weet, al hierdie groot name is wat hulle besig is om reg te kry. George wat veronderstel is om die groot naam in Mercedes tans te wees, is hy gaan aan asof hy die rookie is. Weet jy wat, ek wil dit afeindig met George. Dis jammer, want ons almal weet George is 'n goeie driver, of ons nou van hom hou of nie.
Ja, wel, ons het hom nog tot en met verlede jaar toe het ons hom nog baie hoog gery, né? Ja, natuurlik. En ek bedoel Lewis het hom nie een keer in die ground effect era gewen in die championships nie. So maar die punt is die vraag raak nou is hy regtig 'n span se nommer 1 drywer en leier? En die Soos dit nou antwoord lyk? op nou wat nou op huidige omstandighede is nee. Nee. Ek dink George is 'n solid driver, Ja. maar hy's besig om homself in daai posisie in te jaag van wanneer 'n span kyk vir 'n goeie second driver. Ja. Verstaan jy? Dis soos Sergio wat op 'n stadium in Ja, 23 of ewen 24 Minister van Defence. regtig homself in 'n posisie ingery het om waar hy kan aanspraak maak op die kampioenskap en Maar hy kan dit nie deurtrek en hy nie. kan dit nie deurtrek nie en dit voel iets vir my George is daar. George is in daai mental rat op die oomblik wat hy op Lewis getrek het. Ek stem 100% So saam. ja, George het werk om te doen hierdie ek dink ook somer. Hy het 3 harde weke. En hy gaan 'n paar miracles nodig hê om vir Kimi in te haal as Kimi op hierdie trant aanhou en die Mercedes se reliability raak beter. Absoluut. Nee, en ek Stem kan saam nie met dit jou. slegter gaan raak nie. Dan Kalle wil ek afsluit dat behalwe ek wil met Aston Martin, ek wil net baie vinnig 'n noemenswaardige ren my driver of the incident, dit was Hulkenberg op Ek weet jy het daai genoem. Ja, jy het Sondag hom genoem. Ek dink Audi verdien dit op 'n baan waar dit nie soveel power sensitive is nie. Kan jy sien chassis gewys, design gewys, aerodynamic gewys het hulle actually was definitief vordering in daai vorentoe gemaak en dit was 'n baie goeie resultaat vir hulle. Absoluut. Nee, ek stem. Maar hier's die scary ding. Aston Martin. Okay, so kom ons vat gou die hele jaar. Hulle was tussen 3 en 4 sekondes van die pace af. Ja. Fernando het Q2 toe gegaan Ja. en hy het 13de gekwalifieer, né? Ja, ek dink dit was omtrent daar rond. Ja. 13de 12de. Ja. Hy was 1.8 van die pace af gewees. Ja. Okay. Dis sonder 'n opgegradeerde engine. Dis net aero wat hulle opgegradeer. Okay, daar was enorme. Daar was iets wat 16, 18 opgraderings op die motor. Kom ons kyk. Na die begin, ek dink die B-spec kar het kry goed. So eerstens hulle het 'n nuwe onderstel gehad. Dis reg? Hulle het 'n paar front wings, 'n nuwe front wing, hulle het 'n nuwe rear wing, hulle het sidepods, hulle het vloer, hulle het alles. Die hele kar is basies amper oorgegaan. Ja, ek wou amper sê daar's amper 'n dingetjie nie. Ek dink is dit die agterste of die voorste suspension wat nie vervang is nie. Ja, so dis die agter suspension want hulle wag vir die nuwe Honda engine. O, dis reg. Ja, dis die agterste suspension, jy's reg. Hoekom die vraag is hoekom het hulle gekies Hungary en nie Spa of Monza? Die rede is die volgende, is dat omdat die Honda engine so underpowered is en hierdie Hongarye nie so baie energieverbruik vereis en deployment soek nie, is dit baie chassis reliant. So hulle kon wys die step up wat hulle maak. Want anders sou die gesprek wat ons hier gehad het in die res van al die Formule 1 wêreld en podcasters en analiste heeltemal anders gelyk het. 'n ander conversation gehad het oor dit geflop het nie gewerk nie. Jy weet die kar is te draggy of wat ook al. So nou was dit 'n baie goeie en want nou het hulle perform. Nou het hulle ewe skielik van 3 sekondes af. Meer as ek dink hulle gesê 1.5 sekondes opgemaak. Ja. Waar hulle agter was. Nou en dis enorm. Nou kom Baku en dan kry hulle die nuwe Honda engine. So is na Baku wat hulle kry, né? Nee, is by Baku. By Baku. Okay. So as jy by Baku die engine gaan kry en die engine en ons weet en hy fire. Adrian Newey weet om karre reg te maak. Nee, verseker.
en Honda weet hoe om terug te kom. Absoluut. En as daai Honda engine gaan fire, papi, dan ewe skielik, dan raak dit Want jy 'n baie breë Fernando kommernis. Aston Martin wat aan daai bane gaan rondjaag. Presies, dit raak 'n kommernis vir spanne, want dan sit jy nou met nog 'n span wat Ja. gaan rondmors met die kampioenskap, want Ah. Fernando en Stroll, wel ek weet nie of Stroll Ja, ek weet nie of ons sy so- kan nou nie, maar as Fernando hulle in daai spasie inbeweeg waar hulle kan fight vir 'n 4de, 5de plek en miskien 'n podium, of as die geleentheid homself opdoen en wen, Ja, kan nie glo ons praat hieroor nie. kan jy oor vertel, hè? Want die basis is so laag waarvandaan ons gewerk het, Ja. maar miskien is ons bietjie oor optimisties. Nee, ek weet nie, maar kom ek hou daarvan. Kom ons praat daaroor. Maar dit het definitief die potensiaal Absoluut. om hierdie Aston Martin na 'n ander vlak toe te vat. So, Ja. ek sien bitter uit in die nuwe engine wat Kan die kom. seisoen regtig interessant maak. En miskien het Fernando nog 'n rol om te speel daarso. Maar nou gaan dit vir Aston Martin oor hoe vang ons die middelveld op. Hoe verbeter ons op die een punt wat ons En luister, ek dink ek sit en wonder of ouens soos Williams, Haas, Alpine, jy weet die ouens moet nou klaar bekommerd wees want Aston het vir hulle agterkant gewys. Presies. So die volgende paar wedrenne wat kom vir hulle gaan rarig Gaan interessant wees. rarig wees. So ja, ek dink ons tog baie wat ons kan sê, maar ek dink ons gaan dit los vir ons volgende episode, Kali, want ons volgende vir Ruben gaan draaiskyp hier by ons. Ja. Maar ek dink op die einde van die dag, wat 'n goeie naweek vir Formule 1. Ja, dit was, né? Dit was exciting en daar was daltye in die reis ook gewees. Ja, nee, daar was. Maar dis Hungary. Ek vind dit net ons verwag dit, verstaan jy? Maar ek dink baie goed deur McLaren. Ook nie weer goed deur McLaren nie. Ja. Ja. Kimi Antonelli briljant. Jammer vir Ferrari. Max. Ja, is net in 'n ander klas. En dan wel dan vir Audi. Ja. En ek dink my teleurstelling vir die naweek. Wow, okay, ja. Is Alpine. Ek stem nogal mee jou. Ek het ook bietjie meer verwag van hulle. Ek het niks verwag van Haas nie, want ek weet Haas is nie op 'n lekker traject op die oomblik nie. Ek stem. Wag vir hulle upgrade so goed. Maar ek dink dit was net ja, die Alpines het my nogal so effe teleurgestel. Lekker uitgedra nie. So ja, ek dink Kali, as jy nou moet kyk in hierdie somerbreek, ons kom terug op Zandvoort. Ja. Dink jy McLaren gaan momentum vorentoe dra? Dit sal baie interessant wees as hulle kan voortbou op dit wat hulle pakket, as hulle dit na al twee motors toe kan bring. Dan kan jy 'n konsep kry waar, en ek dink tog die twee kan actually saamwerk om as 'n span saam te gaan beklei op daai baan, en dan om te sê dis dalk nie noodwendig vir die kampioenskap nie, of dalk jy weet nooit, maar al is dit net om te sê ouens, ons het 'n konstrukteur om te verdedig waar die geld eintlik maar lê, en sê kom ons gaan hulle, want ek bedoel as twee ouens groot punte kry teenoor een wat groot en 'n ander een wat klein, dan balanseer hy dalk nou meer na jou kant toe. So ek sal bitter graag wil sien dat die McLarens al twee karre op 'n gelyke vlak hanteer, al twee bestuurders op 'n gelyke vlak hanteer, wat obviously ek dink na verlede jaar en so klein bietjie wat ons besig is om te sien wat nou eers skielik weer besig is om kop uit te steek, lyk vir my ongelukkig is nie wat die geval is nie. Maar dis bitter graag wat ek sal wil sien, want ek dink ons kan twee baie groot oranje karre langs mekaar sien jaag en 'n veld redelik lelik ophou en frustreer. Wat die potensiaal groot daarvoor is. Ja.
exciting. Malaysia is terug. Ja. So bly. Uiteindelik. Kuala Lumpur Sepang International ons. Circuit. Dis gaan super exciting wees. So bly en ek hoop ons sluit sommer 'n lekker kontrak met hulle. Ja. As 'n van Formule 1 se kant af, nie dat ons vir Formule 1 werk nie, maar ek hoop Dis Formule so lekker 1 een sluit. wees. Formule 1 sluit 'n kontrak met hulle dat daai baan terugkom net soos Turkye wat volgende jaar terug is. Vir die normale sien want Formule 1 het net Sepang is net amazing. So lekker. So ek is regtig excited daaroor en dan ja, luister, kom ek sê jou wat, as ek dit kan afsluit met hierdie Ja. in die tweede helfte van die seisoen, Kimi sit met 'n baie groot voorsprong. Ek dink Lewis het 'n guldige geleentheid gehad om die gap toe te maak en hulle het nie. En Stem. En ek dink ja, ons gaan terugkyk op die Hungary Grand Prix of die Hungarian Grand Prix en ons gaan kyk, ja, yes. Dis waar jy hom kon kry. Dis waar jy hom either gewen het of verloor het. Maar ek sien uit na die tweede helfte van die seisoen. Ja. As ek kyk na waar ons was in Australië en waar ons nou is die karre soveel nader aan mekaar. Ek is so dankbaar En daarvoor. ons is baie dankbaar daarvoor dat dit nie 'n Mercedes runaway season is Met nie. jou kan ons dit ook net noem. Ek het dit nie sien kom nie, hoor. Ek was nogal bekommerd in die begin van die jaar. Natuurlik, ek bedoel, as jy vat, dit was die eerste pole position. Ja, was die eerste pole position by die Mercedes. Ja, jy's reg. Dit was. Ja, heel jaar lank. Soos die eerste pole position. Ja, jy's 100% reg. So, maar dit was steeds 'n Mercedes engine gewees. Okay. So, sê maar net. Mercedes het nog 'n vinger in die paai. So, dames en here, ons hoop julle het die Hungarian Grand Prix geniet of is jy 'n lekker middagslaapie gevang het. Hoop ek jou middagslaapie was lekker tydens die Grand Prix. Maar jy beter nie slaap tydens die 5 ligte nie, want ons gaan weer 'n uitsending doen. Ons gaan weer 'n bietjie gesels oor ons live en moenie ons episode mis waar ons vir Ruben van Draaiskyp gaan nie. Ons gaan weer vir Martin wat Talking F1 op TikTok het. Ja. Asseblief gaan volg hulle. En dan ja, en dan Callie sien ek uit na so 'n stukkie breek ook. Ja, het gaan maar ek kan nie verstaan hoekom ons 'n breek het nie, want ons het 'n groot breek gehad. Ja, ons het vroeg 'n baie groot breek met die 2 Grand Prix wat uit was. 5 weke. Tussen Suzuka en Miami het ons redelik lank gewag vir Formule 1. So ek het ook gewonder of hulle nie nou iets gaan potensiaal inwerk nie. En dit lyk vir my hulle doen nou nie. Lyk vir my nie. Ja. Maar ons hoop julle het dit geniet en ons sien julle op die volgende episode van 5 ligte. Onthou om te like, subscribe, share, vra, okay, oor die Grand Prix en stuur vir ons asseblief julle antwoorde as julle kyk in hierdie insetsels wat ons het rondom wie dink julle gaan die kampioenskap wen en gaan Kimi amper seker Raikkonen en gaan Kimi Antonelli dit maak. Jy weet en dit deursien dan die einde toe. Dis als goeders om na uit te sien. Kan Ferrari regtig challenge, het Lewis dit in hom, het Charles in hom om terug te kom, het Russell die vermoë. Daar's soveel vrae om te antwoord in die tweede helfte. Ek dink ons is in vir 'n baie goeie tweede helfte. So ons sien julle in die volgende episode wanneer ons kyk na Zandvoort. En ons kyk dan ook na wat het Ruben aangevang in China. Assai. Okay. Sien julle weer.